Goeiemôre weer en baie welkom by jou Sondag stil word. 'n Mens kan net iets gee wat jy het. As jy niks het nie, het jy niks om te gee nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vanoggend moet verstaan dat voordat ons kan gee, moet ons eers seker maak wat wil ons gee en wat is die bron waarvan uit ons gee. En dit beteken noodwendig dat ons eers ons hande, ons hart en ons kop moet skoonmaak, moet leegmaak om te kan ontvang wat God vir ons wil gee, dit waarmee hy ons wil seën, sodat ons ook dit wat hy gee vir ander mense kan aangee. Die boetie en die sussie was baie lief vir mekaar en baie naby aan mekaar. Maar toe het boetie siek geword. Hy het 'n baie seldsame bloedsiekte gekry en hulle het oral gesoek na iemand wat vir hom kon bloed skenk, want hy het 'n baie seldsame bloedgroep gehad. Hulle het oral gesoek, maar kon niemand kry nie. Toe het hulle sussie se bloed getoets en sussie se bloed was die perfekte bloed. En hulle het vir sussie gevra of sy sou bereid wees om vir boetie van haar bloed te gee. En sy het ingestem want sy was baie lief vir haar boetie. Hulle is in hospitaal toe, hulle het op beddens langs mekaar gelê, en toe het hulle die naald eers in boetie se are gedruk, en toe in sy sussie se are. Hulle was so eng besig met die bloedoortapping, toe sussie met 'n bewerige stemmetjie gevra het, is dit nou die tyd dat ek gaan doodgaan? Hierdie sussie was so lief vir haar boetie, dat sy bereid was om al haar bloed vir haar boetie te gee. Dit is die hart van liefde, om jou kosbaarste te gee vir die wat jy lief het. En daarom dan ook ons tema vanoggend is, met wat gee jy? 1 Johannes 4 vers 10 en 11. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Die Kersfees was nog altyd vir my 'n dilemma gewees. So gepraat van die liefdestaal is ons vanoggend by een van hulle, die geskenke ene. En soos wat ek hierdie liefdestale verhaalhuis ingevul het, het ek agtergekom dat ek baie laag meet op geskenke en ek het myself afgevra, nou hoe dan nou so? Almal is vreeslik lief vir geskenke, hoekom is geskenke dan so 'n ding vir my? En toe ek begin terugdink, was dit die interessante. Verjaarsdae en Kersfees was altyd vir my hierdie groot teleurstelling. Hoekom? Ek het groot geword in 'n huis en dis wonderlik om dit te kan weet, dat ons ouers het vir ons gegee wat ons nodig gehad het. Nie altyd wat ons wou gehad het nie. En vir 'n kindertjie is dit nou nie die lekkerste en die maklikste ding om te verstaan nie. As jy nou by jou verjaarsdag jou geskenke kry en jy maak dit met groot verwagting oop, en dis kouse of sakdoeke of onderbroeke, dan voel jy, ag nee, nie dit nie. Dieselfde gesteld met Kersfees. Kersfees, dan kry jy dalk 'n nuwe paar skoene wat jy nodig het. Maar jy in jou hart het jy so gewens, jy kan 'n karretjie of 'n vliegtuig of 'n baie mooi speelding kry soos jou maatjies. Dit het juist daartoe gelei dat ek so half belangstelling verloor het in verjaarsdae en Kersfeeste. Meer nog, hoe ouer ek geword het, hoe meer het ek besef dat ons so bietjie die punt mis rondom hierdie feesvieringe. Soos wat ek altyd vir mense sê, ek het niks te doen gehad met my geboorte nie. Ek het net die gawe van lewe ontvang en die Vader het my vir pappa en mamma gegee. So eintlik is dit pappa en mamma wat die verjaarsdag moet vier van 'n kindjie waarmee hulle geseën is. Dieselfde met Kersfees. Hoe ouer ek geword het, hoe meer het ek besef dat Kersfees
gaan nie oor die gee van geskenke nie. Dit gaan oor die ontvang, heel eerste van die grootste geskenk, voordat jy regtig iets het, waarmee jy ander kan seën. En die grootste geskenk was die liefde. Meer nog, weet jy, dit is juis rondom verjaardae en Kersfeeste, wat ek my nou nogals in 'n dilemma bevind. Ek dink baie van julle ook. Dis daai ding van, wat koop jy nou of gee jy nou vir iemand wat eintlik klaar alles het? En nie net dit nie, ek wil nie net nog 'n ou dingetjie gee wat daar iewers op 'n rak of in die kas lê of wat ook al nie. Wanneer ek gee, wil ek van harte iets gee wat jy kan geniet, wat jy kan gebruik, wat 'n verskil in jou lewe kan maak. Maar jy sien, om so te gee, vra bietjie meer as net om iets te koop. Dit vra om te gaan sit, te dink, wat wil jy doen en gee? Wat wil jy vir daardie persoon sê? En met watse ding wat jy gaan maak, briefietjie wat jy skryf of wat ook al, gaan jy dit vir hulle sê. En dit vat my terug hier na my seun se mondigwording toe. Sy 21ste verjaarsdag. Ek het ook niks gehad om te gee nie. En ek het geweet, my seun verwag, en hy sou so bly wees, as sy pa tog vir hom 'n motor kon gee. Dit is geen geringe geskenk nie, soos wat enige mamma en pappa vir jou sal kan sê. En ek het nie die geld gehad nie, maar ek het gaan sit, en vir 3 weke het ek vir Boeta 'n boek geskryf. Al die lesse wat ek in die lewe op baie duur maniere geleer het, het ek vir hom neergeskryf. En ek sal dit nooit vergeet nie. Daai oggend met sy verjaarsdag, ek het vir hom ontbyt gemaak, in die bed vir hom gevat, die boek mooi toegedraai, vir hom gegee, en hy maak die boek oop, so vinnig deur hom geblaai, en gesê, is dit nou my geskenk? Op daardie stadium kon hy dit nie waardeer nie, want sy kop was by iets anders. Hy wou iets anders gehad het. Maar ek glo met my hele hart, na mate hy groter word, en eendag as ek nie meer daar is nie, gaan hy deur daardie boek lees, en dan gaan hy onthou. En dan gaan hy weet, waarvanaf dit gekom het, vanuit die hart. So baie keer meet ons laag op sekere dinge weer eens, omdat daar hier agter ons 'n klomp dinge gebeur het, wat nog steeds in ons kop sit, wat bepaal hoe ons dink en voel oor sekere dinge. Net so was die een van dinge doen vir mekaar baie laag op my lys. Hoekom? My pa het 'n Valiant gehad, en hy het nog van daardie blink modderskerms en bumpers gehad. En Saterdag het ons beurte gekry, dan moes ons daai blink bumpers polish, so met 'n koerantpapier en braas, sodat man, jy moes jouself kon sien soos in 'n spieël in daardie bumper van die Valiant. En dit dan terwyl die ander maatjies gespeel het. En dit was net van daai, jy wou so gou klaar maak soos wat jy kon, sodat jy tog net kan gaan speel. Raai wat het gebeur, soos wat ek groter geword het. Die wonderlikste ding wat ooit uitgevind is 'n car wash. Jy kan jou motor daar instoot, jy kan wag, hulle maak hom skoon, en jy kry 'n spiksplinter nuwe motor omtrent aan die ander kant. Nou juis hierdie doen ding word baie keer verkeerd deur mense verstaan. In die spreekkamer hoor ek gereeld dat manne van my sal sê, ja, maar weet jy, ek is die broodwinner, ek voorsien die kos op die tafel, en ek doen dit, en ek doen dat, en ek doen dit. Alles dinge wat hy moet doen. En daarom sê ek altyd vir getroude paartjies, maak 'n lys van al die dinge wat in die huis gedoen moet word. Dinge soos, die asblik moet uitgesit word, die huis moet gesluit word, die kinders moet kos kry, die huis moet netjies wees. Al daardie moet dinge. En dan skryf julle dit neer, en dan maak julle verdeling. Dan kan jy sê, goed, ek sal Maandag, Woensdag en Vrydag kos maak. So is dit reg dat jy dan Dinsdag en Donderdag vir die kosmaak verantwoordelikheid sal aanvaar. Goed, ek sal die asblikke in die huis in die vullisdromme gooi.
Sal jy dan verantwoordelikheid aanvaar om op 'n Dinsdag, wanneer die vuil goed gehaal word, dan net die swart drom buite in die strate stoot sodat hulle hom kan leegmaak? En so gaan julle aan julle onderhandel en julle aanvaar sekere verantwoordelikhede. Dan maak julle 'n lys van daardie verantwoordelikhede. En dan weet elkeen van julle presies wat julle verantwoordelikheid in die huis is. En nou baie belangrik, betrek die kinders hierby. Gee vir hulle ook verantwoordelikheid. So wat gaan jy doen, Sissa? Gaan jy hierdie week vir ons al die skorrelgoed in die skorrelgoed wasmasjien pak? Boeta, gaan jy ons help hierdie week om te kyk dat as almal klaar gebad en gewas het, dat die badkamers netjies en aan die kant is. So Sissa, sal jy asseblief vir mamma help dat ons elke aand gou die kosblikke pak, sodat jy iets het om saam te vat skool toe. Die grootste guns wat julle as ouers vir julle kinders kan doen, twee dinge, is om duidelike grense te stel. Dit wil sê, hulle moet weet wat word van hulle verwag, en dan net so kant aanteken een wat ek wil ingooi, huisreëls. In hierdie huis, almal sit saam en hulle skryf die huisreëls van die huis neer, sodat almal weet hoe werk en hanteer ons mekaar in hierdie huis. Maar die doen ding is nou daai extras. Sê nou maar pappa praat met mamma oor die foon en nou hoor mamma is vanaand nie lekker nie. En dis haar beurt om kos te maak. Luister jy my lief, ek kan hoor jy's nie lekker nie. Ek sal sommer vir ons pizzas kry. Moet jou nie bekommer oor die kos maak nie. Dit is liefde. Is om sensitief ingestel te wees op ander en hulle behoeftes en met jou doen hulle lewe 'n bietjie makliker vir hulle self te maak. En dan ook die laaste ene, tyd. Met 4 woelige kinders en 'n pappa en 'n mamma wat gewerk het, ek hoef jou niks daarvan te vertel nie. Dan is daar nie baie tyd om individueel aandag en tyd aan elke kind te spandeer nie. En dit is ook interessant, die tyd wat wel spandeer is aan die gesin, gesinsbyeenkomste, gesinsvakansies, familiebyeenkomste. Dit is die dinge wat vasgesteek het in die kop. Die lekkerte daarvan om saam te wees, maar net so kan ek ook onthou, daardie 1 tot 1 tyd saam, waar daar diep van harte gedeel is, en waar 'n mens letterlik ook net voor iemand kon oopbreek en jou hart kon aangee. Nou soos jy kan sien, hierdie 5 liefdestale is baie sterk beïnvloed deur wie ek is, dit wil sê my persoonlikheidstipe en al daardie dinge, waar ek vandaan kom, dinge wat hier in my verlede gebeur het, wat veroorsaak het dat ek op 'n sekere manier voel oor dinge en op 'n sekere manier dink oor dinge. Maar weet jy wat die wonderlike is? Dit hoef nie so te bly nie. Oor baie jare moes ek 'n klomp dinge leer en 'n klomp koersaanpassings maak. En vandag, as ek die 5 liefdestale toets doen, weet jy wat is interessant? Dan toets al 5 van hulle omtrent ewe sterk. Maar volgende week gaan ek jou meer vertel van hoe kom ons vry van ons vooropgestelde idees, die dinge wat ons in die kop vasgemaak het om op 'n sekere manier te dink, en hoe kan ons begin om vanuit die oorvloed wat God vir ons gee, dit te gee en te wees en te word wat hy wil hê ek en jy moet wees. Ons gesels volgende week weer verder saam. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal. Baie dankie Hemelvader, dat U in en deur Jesus en U Gees vir ons kom seën het met alles wat ons nodig het, om op elke manier, soos wat U vir ons kom wys het, Jesus, U liefde voor te leef en aan te gee na ander mense. Help my Heilige Gees om elke dag meer en meer vanuit U oorvloed te leef, sodat my beker ook kan oorloop van alles waarmee U my elke dag wil volmaak. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam
en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewe Lig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewe Lig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.